vanoggend 'n lekker geskarrel hier van kindergesiggies. Baie welkom aan elkeen van julle vanoggend by ons spesiale Moedersdagdiens. Ons het vandag 'n gesinsdiens en namens Kruik wil ons ook al die mamas spesiale Moedersdag toewens. Ons waardeer julle, julle speel 'n onskatbare rol in lewens om julle. As jy nou mamma is of nie, jy maak 'n groot verskil. Dalk is jy 'n geestelike mamma vir iemand of dalk is jy tannie wat 'n ma-rol speel. Ons waardeer dit en ons sien jou raak. En as jy vandag vir die eerste keer hier is by Kruik, baie welkom. Ons nooi jou uit om na die diens by die beginpunt 'n draai te maak. Daar's ons vir jou ietsie spesiaals. En dan ook mamas en gesinne, gaan neem asseblief 'n foto saam met jou gesin daarvoor in die mall area om hierdie spesiale dag te onthou. En vanoggend het ons hierdie spesiale gaste. Kan ons vir hulle 'n lekker handeklap gee? Dit is vir ons die grootste voorreg om vanoggend Kruikies hierso te hê. Hulle gaan ietsie spesiaals doen, maar ons het ook 'n groot verrassing. Ek gaan nou nie kan afklim nie. So ek gaan gou vra dat, ek wil vir hulle 'n paar vragies vra. Ek kan afspring, sê Armand. Okay, Armand, dis dalk nie 'n slim plan nie. Maar ek wil vir hulle vanoggend vragies vra. Onthou, dis spontane vragies, dis eerlike vragies. En so kom ons kyk, as jy dit wil antwoord, maat, steek net op jou handjie. Okay, so my eerste vragie is, wat is Moedersdag? Wie wil dit vir ons antwoord? Wat is Moedersdag? Ag, tannie Gerda of iemand? Dit is as jy vir jou ma iets wil gee of dis jou ma se dag of dis iets wat jy vir jou ma 'n persentjie kan gee of so ietsie. So 'n persentjie. En ons volgende vraagie wat ons wil vra, wat is jou ma se strengste reël? Wie wil hom antwoord? Ons wil eerlike antwoorde hê, né? Suan. Ons mag nie vloek in die huis nie. Dit is 'n goeie reël. En dan as mamma 'n superheld was, wat se superpower sou sy gehad het? Miskien hierso vir Amia? Sy sou kon vlieg. Sy sou kon vlieg. Awesome. Dan ons ander vraagie is, wat is die mooiste ding wat jou ma vir jou al gedoen het? Wie wil hom antwoord? Dat jou ma vir jou liefde gee. Onvoorwaardelike liefde van 'n moeder, né? En dan, wat wil jy vandag vir jou ma sê? Onthou, jy moet hard praat. Dat ek is baie lief vir my mamma. En dan, waar's Armand? Armand, ek het vir jou 'n spesiale vraagie. Armand, weet jou ma jy is hier? Verseker. En ons laaste vraagie is, wat sê jou ma altyd? Wie wil hom antwoord? Sy is lief vir my en my broer. Dankie julle, kom ons gee julle 'n lekker handeklap. Nou ons grootste voorreg vanoggend en is een van my vrywilligers se grootste droom, dat ons hierso vir julle gaan sing en saam met ons mammas en pappas kan aanbidding doen. So ons gaan 2 liedjies doen saam met die kinders. Ons wil vra dat almal van julle sal opstaan en al die maats ook sal opstaan en mammas en pappas sing bietjie saam, beweeg hy lyfies. En dis vir ons 'n groot voorreg. Sing lekker saam. Okay, Tannie Karla, geef ons 'n beat.
and in my doubts, in my failures, you won't walk out. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Oh, oh, you are the peace in my troubled sea. In the silence you won't let go. In the questions your truth will hold. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. You are the peace in my troubled sea. My lighthouse, hiding in the darkness, I will follow you. My lighthouse, I will trust the promise. You will carry me safe to shore. Tomorrow brings. With each morning I'll rise and sing. My God's love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Oh, oh, you are the peace in my troubled sea. My lighthouse, shining in the darkness, I will follow you. My lighthouse, I will trust the promise that you will carry me safe to shore, safe to shore, safe to shore, safe to shore. Fire me forward, you're the brightest. You will lead us through the storm. Fire me forward, you're the brightest. You will lead us through the storm. Fire me forward, you're the brightest. You will lead us through the storm. Fire me forward, you're the brightest. You will lead us through the storm. My lighthouse, shining in the darkness, I will follow you. My lighthouse, I will trust the promise that you will carry me safe to shore, safe to shore, safe to shore, safe to shore. There was no way until you made one. Grace upon grace, hallelujah. Even though I don't deserve it, you did it. And even though I couldn't earn it, you give it. Who am I that you keep me on your mind? God, I'm just grateful for you. God, I'm just grateful for you. All my life you've been right here by my
I'm just grateful for you. All my life you've been right here by my side. God, I'm just grateful for you. God, I'm just grateful. Sing, who am I? Who am I that you keep me on your mind? God, I'm just grateful for you. God, I'm just grateful for you. All my life you've been right here by my side. God, I'm just grateful for you. God, I'm just grateful for you. Chance after chance after chance, and I'm giving all that I am, 'cause you gave me chance after chance after chance. Kom ons lig ons hande. And I'm lifting both of my hands, 'cause you gave me chance after chance after chance. I'm giving all that I am, 'cause you gave me chance after chance after chance. Who am I that you keep me on your mind? God, I'm just grateful for you. God, I'm just grateful for you. All my life you've been right here by my side. God, I'm just grateful for you. God, I'm just grateful for. Sing, who am I? Who am I that you keep me on your mind? God, I'm just grateful for you. God, I'm just grateful for you. All my life you've been right here by my side. God, I'm just grateful for you. God, I'm just grateful for you. And I'm here to testify. God, I'm just grateful for you. God, I'm just grateful for you. I'm alright if they say I'm out of my mind. God, I'm just grateful for you. God, I'm just grateful for you. Kom ons gee kry kids 'n hande klap. Soos wat ons in die begin gesê het, ook welkom aan al die dames. Dis 'n spesiale damesoggend en besonder ook vir al ons moeders vandag hier verteenwoordig. En mag jy ook vandag ervaar, elke dame ook vandag ervaar dat jy word raak gesien, jy word gewaardeer en jy het 'n plek ook in hierdie gemeente, in hierdie geloofsgemeenskap. Nou Renet, jy het nou 'n paar vrae van ons kinders gevra. Ons is nou baie nuuskierig, jou ma, as jy moet dink aan jou ma, is daar iets wat jou ma gereeld gesê het? Ewald, my ma het altyd hierdie woorde gesê en ek het dit nooit verstaan nie. Sy het altyd gesê, as sy die dag terugkom aarde toe, wil sy graag 'n man wees. En ek het dit nooit verstaan nie, maar die dag toe ek trou en kinders gehad het, toe het ek dit heeltemal verstaan. Ek voel haar. Audrey, vraagie vir jou, wat het jou ma jou altyd genoem? My ma het altyd vir my 'n baie interessante bynaam gehad. Sy het my nie liefie of blommie of iets soos dit genoem nie. Sy het my blompot genoem. Maar ek sal maar aanneem sy het baie potensiaal in my gesien. Nou, ek het 'n vraag vir Ruben. Ek weet nie of julle dink Ruben was 'n stouter gewees nie. Maar Ruben, vertel 'n bietjie vir ons, wat is die snaakste ding wat jy al aan jou ma gedoen het, waaroor jy vandag nog steeds lag? Ja, so, ek dink ek was so 8 jaar oud,
by 'n Sondag aand diens daar in Potch. Na die diens kuier die mense lekker saam buite, kinders hardloop rond. Ek het daar buite rond gehardloop en ek onthou toe vang my oog hierdie groot slijmerige pad daar. En oomblik van inspirasie, toe wonder ek, wat sou gebeur as ek hierdie pad afvat en ek sit hom in my ma se handsak terwyl sy daar lekker staan en kuier saam met die mense. En ja, so dit probeer en ek dink was dit toe sy moet nou gaan, ons moes nou groet en iets in haar handsak kry, sleutels of iets. Toe voel sy iets daar in haar handsak en ja, daar was 'n groot gejuig geweest en 'n groot geskree. Ja. Ja, wat ek wonder, ek weet jou ma is ook in persoon hier vandag. So is nou 'n mooi ding wat ons vra. Wat tipe passasier sou jy beskou is jou ma? Ek dink ek moet hierdie vraag net so 'n bietjie langer antwoord en die feit dat my ma sy lyk nou baie prim en proper, maar sy het vir meer as 20 jaar sonder 'n lisensie bestuur. Maar dit maak nou dat sy 'n baie stil passasier is. Ek dink as ons vandag dink aan Moedersdag, dan besef ons vir meeste van ons is dit 'n vreugdevolle dag, 'n dag waar ons saam fees vier en mekaar ook waardeer. Maar ons wil ook vandag erken dat dit vir van ons ook 'n pynlike dag is. 'n Dag dalk van uitdagings. En daarom hierdie twee kante vandag, dat ons vier saam moeders, maar ook ons is baie bewus met empatie. Vir elkeen wat ook vandag dalk 'n uitdaging beleef, of dalk hartseer beleef, of dalk net herinner is aan pyn. En daarmee saam besef ek ook, dat daar soveel moeders hier vandag verteenwoordig is. Hier's biologiese moeders, hier's ons aanneem en pleegmoeders. Hier's van ons wat 'n nuwe moederrol moet vervul in 'n nuwe gesinsstruktuur. As jy dink aan oumas en ouma groetjies wat selfs hier sit en soveel wysheid wat ook hier in hierdie teater is. As jy ook dink aan geestelike moeders, en Renette het dit net genoem, geestelike moeders en mentors wat 'n disippelskapsrol speel ook in jong gelowiges se lewens, soos byvoorbeeld ons kinderkerkpersoneel. Baie dankie ook vir julle. Ek dink ook aan moederfigure, soos byvoorbeeld tannies of niggies of vriende en selfs ook onderwysers. Hier's van ons wat nuwe mammas is, wat hierdie jaar nog mammas geword het. Hier's van ons wat op die stadium swanger is. Hier's vroue hier met 'n hart vir kinders, en dan sien ook dames wat smag om mammas te kan wees. So hier's soveel mammas verteenwoordig vandag hier. En wanneer ons vandag na die Bybel toe gaan, dan besef ons ook, daar's soveel moeders in die Bybel. En daarom gaan ons vanoggend ook na 'n paar van die mammas in die Bybel kyk. Wat kan ons by hulle leer, en wat is dit wat hulle ook vir ons wil sê in ons dag en tyd? Die mamma wat ek na wil kyk, of die dame, of wat vir my uitstaan is Hanna. Nou ek dink baie van ons kan onsself vereenselwig met Hanna se storie. En om 'n bietjie agtergrond te gee, Hanna was getroud met Elkana, en Hanna's in 1 Samuel 1 vers 2, kan jy 'n bietjie oor haar storie gaan lees. En Hanna was 'n ma wat baie pyn ervaar het in haar lewe, met baie goed geworstel het. Hanna se grootste begeerte was om swanger te wees. En Hanna se man daai jare het 2 vrouens gehad. Nou ons stel dit definitief nie voor vir die mans vandag om 2 vrouens te hê nie. Nou Penina was Elkana se ander vrou, en sy het kinders gehad. So om vir Hanna elke dag in hierdie kinders vas te kyk en die Here vertrou vir iets groots, dit was bitter moeilik. En Hanna se storie was vol pyn, gebed, hoop en vertroue in God. So ek dink ons dames kan definitief hier iets uitvat en leer. En ja, begeerte. En daai jare was dit verskriklik pynlik en vernederend as 'n vrou nie kon swanger raak nie. Dit was baie seer vir Hanna. Ek dink die pad was nie vir haar maklik gewees nie, maar en jaar na jaar, hoe sy net die Here vertrou het en nog steeds nie dit gekry het wat sy graag vir gehad het nie. En ek dink dis mammas wat ook vanoggend hier sit en
Jy vertrou die Here vir so baie dinge. Jy vertrou die Here vir 'n deurbraak. Dalk wil jy 'n kind hê, dalk is jou grootste begeerte om 'n babietjie te hê en jy vertrou die Here dalk vir 'n huwelik, vir genesing, dalk vir gebede of antwoorde wat nog nie ingekom het nie. Wat ook al jy vanoggend verwag, kan ons definitief uit Hanna se storie uit iets uitvat. En wat vir my so mooi uitgestaan het van Hanna is hoe sy haar pyn hanteer het. Sy het nie van God af weggehardloop nie, sy het na hom toe gehardloop. En ek dink persoonlik, wanneer ons met pyn sit en ons draai weg van God af, is dit inteendeel soveel moeiliker die pad, as wat ons met ons pyn hardloop na God toe en alles vir hom oopgee. En wat ons ook uit Hanna se storie uit kan wys, kan leer is, ons hoef nie perfek te wees nie. Hanna het net eerlik voor God haar hart uitgestort en dit was vir my eintlik so spesiaal dat sy na God toe gegaan het en nie verdraai het na hom nie. En ek dink dit is die grootste seer wat 'n vrou kan beleef is dat sy wil swanger raak, maar sy kan nie. Toe ek swanger was met my dogtertjie, die Here op my hart gelê om vir mammas te bid wat nie kan swanger raak nie en wat al lankal die Here vertrou vir 'n babietjie. En ek het 'n hele lys gehad van name en wat vir my so amazing was, daar was een na die ander wat vertel het van, hulle het swanger geraak en al die tipe goed. Want ons wil ook vir julle vra, kry vir julle mammas of dames, kry vir julle iemand om saam mee te bid. Toe ek jare terug, toe ek nog in die Vrystaat gewoon het ek die Here vertrou vir my trouman. En ek weet nie of julle dit ook so ervaar nie, maar wanneer jy 'n groot begeerte in jou hart het vir iets, is dit altyd almal om jou wat dit kry, behalwe jy. En ek dink die Here toets jou geloof daar, om te sê, maar vertrou my meer, al sien ek dit rondom my. En ek het 'n vriendin gehad, en ek wil jou ook uitdaag om so 'n vriendin naby jou te kry, wie dit ook al is, 'n mentor, of 'n ouer dame, of 'n ouma, of wie ook al, om saam te bid vir dit wat jy vir die Here vertrou. Daai deurbraak, vir daai genesing, wat dit ook al kan wees. En hierdie vriendin het, wanneer ons koffie gedrink het, of by my huis, of by haar huis, of by 'n koffiewinkel, het sy gesê, nee, ons gaan nou eers bid vir jou Boas. Sy het dit altyd Boas genoem. So, om iemand te hê, om saam die Here te vertrou, en jou ook accountable te hou vir dit wat jy die Here vertrou. En gewoonlik wil ons kwaad word vir die Here, of afwyk van die pad af, maar hardloop na hom toe. En dis vir ons baie spesiaal om te weet dat ons kan saam staan in ons journey vir iets wat ons die Here vertrou. So ek wil julle net bemoedig vanoggend, mammas of mama to be, wat ook al jy op jou hart is, en wat ook al uit die storie uitkom van Hanna, is sy het toe swanger geraak met 'n seun met die naam Samuel. So daar is definitief deurbraak in gebed. So gepraat van Boas, ek gaan praat oor sy skoonma, Naomi. Nou, Naomi is eintlik 'n ma van alle seisoene. Sy het somer, herfs, winter en lente beleef. En ek dink daar's baie mense hier vanoggend wat kan identifiseer met een van hierdie seisoene. En voordat ek begin om in diepte in dit in te gaan, wil ek vir jou net aanmoedig, wees bemoedig dat die Here weet waar jy is en hy is saam met jou daar. Nou, Naomi se storie begin in die somer. En is droogte en ons 'n hongersnood. So dis nie 'n goeie tyd nie. Daar is 'n groot nood en tekort daar waar hulle bly. En Naomi se 2 seentjies beleef dit ook. Ek dink ons baie mammas hier vanoggend wat daai tekort verstaan wat hier gebeur. En mens hoop so dat dit gaan makliker raak vir Naomi, maar voordat dit makliker raak vir haar, raak dit eers moeiliker. Hulle herfs breek aan met die woorde, ons moet trek. As jou man nie werk kry nie en jou kinders het nie kos nie, dan moet jy maar aanbeweeg. En hulle is geforseer onder omstandighede om te trek van Bethlehem na die godelose plek Moab. En verbeel jouself daai storie. Jy moet alles wat jy ken agterlaat en na hierdie plek toe gaan wat jy eintlik nie eens wil hê jou kinders in moet groot word nie.
En weer eens hoop mens so, dit kan beter raak van Naomi, maar dit raak nog moeiliker. Gelukkig weet ons God het haar raak gesien, anders sou ons nie hierdie storie vertel het vandag nie. Ongelukkig breek Naomi se winterseisoen aan toe haar man sterf. Sjoe, wat 'n groot hartseer. En toe trou haar 2 seuns, maar hulle trou met vrouens van hierdie ander kultuur wat ook nie haar wens was vir hulle nie. En toe nog 10 jaar later, toe sterf haar 2 seuns. Dan dink mens, hoe kon sy hierdie hartseer en hierdie bitterheid verdra? Alles was 'n mislukking. Die trek het nie gewerk nie. Nou sy 'n weduwee, kinderloos, kleinkindloos en dis te laat vir haar om oor te begin. En bo dit voel sy nog ook dat God haar verlaat het. Ek dink daar is mense wat hulle self kan vereenselwig met Naomi. Voel dat hulle omstandighede is so swaar, sekerlik is dit God wat hulle straf. Maar ek wil vanoggend vir jou herinner aan die volgende skrif, Romeine 8 vers 28, daar kan jy dit neerskryf en net later na gaan kyk. Dit beloof ons, dat God alles ten goeie sal meewerk vir die wat hom liefhet. En die goeie nuus is, dinge het eintlik beter geraak vir Naomi, want haar lenteseisoen het aangebreek. Dis toe sy besluit het om nie meer te leef in die verlede nie, maar om te droom en te kyk na die toekoms. Sy het teruggetrek Bethlehem toe en sy het weer begin glo dat God goed is en dat hy in beheer is van die seisoene van haar lewe. Dis ook in hierdie tyd wat sy die romanse tussen Rut en Boas aangemoedig het. Wat vir ons regtig wys, sy het nie meer geleef in die verlede nie, want sy kon eintlik baie bitter gewees het oor dit. En dan vat dit vir ons 'n rukkie om te sien wat God mee besig was in die seisoene van Naomi se lewe. Want 4 generasies later het koning Dawid uit haar lyn uitgekom. En dan weet ons natuurlik 'n paar honderde jare later het Jesus gekom van daai selfe lyn af. So soms vat dit vir ons lank om te besef waarmee God besig is in ons herfs, ons somer, ons herfs, ons winterseisoen. En iets wat belangrik is om te onthou hier is dat Naomi se storie nie geëindig het in bitterheid nie. Jy kan net soos Naomi besluit om weer te glo dat God goed is en dat hy werklik in beheer is van die seisoene van ons lewens. Maar dit vat vir 'n hart tyd om verlies te verwerk. Daarom het ons hierdie program wat ons gaan loods hier by Kruik in die volgende paar weke, ons verlies omgee groep. Nou ek wil vir elkeen aanmoedig, as jy nog die verlies van 'n geliefde verwerk en hulp nodig het met dit of jy weet dalk van iemand, stuur hulle. RSVP teen die 17de van hierdie maand. Dit kos slegs R200 vir 5 weke. Dis materiaal en alles ingesluit. Nou sal jy wonder, hoekom moet ek betaal vir hierdie? Onthou, dis berading. Hoeveel sal jy betaal om berading te gaan hê? Jou storie hoef nie te eindig in bitterheid soos Naomi se net nie. Haar storie was nog nie klaar nie. God het soveel nog in store gehad vir jou, vir haar, net soos wat hy het vir jou. Nog 'n baie bekende vrou, 'n ma in die Bybel natuurlik is Moeder Maria. Wat ons sien haar storie eintlik nog voor sy 'n ma was, waar sy as 'n tienermeisie in 'n klein stowwerige dorpie in Nasaret, waar sy was en hierdie groot ontmoeting kry of 'n verskynsel kry van 'n engel wat 'n boodskap aan haar bring. En ek dink as jy hierdie boodskap hoor, ek wil graag dit hierdie gedeelte lees. Probeer jouself in haar skoene sit. 'n Jong tienermeisie, nog 'n lewe voor haar. 'n Meisie met geen politieke mag of status of rykdom nie. En dan kry sy hierdie boodskap van engel Gabriël af, die volgende. Ek groet jou, geseënde vrou. Die Here is met jou. Jy sal swanger word en 'n seun hê
en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee. Hy sal vir ewig oor Israel regeer en sy koningsheerskappy sal nooit eindig nie. Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou toevou. Daarom sal die kind wat gebore word heilig en die seun van God genoem word. Wow, kan jy dink die impak, die oomblik wat sy dit moes beleef het en hierdie gehoor het? Hoe sou ek en jy reageer in daai situasie? Maar kom ons kyk, wat was haar reaksie gewees? Ons lees daar in Lukas 1, die volgende woorde wat sy sê. Maria het geantwoord, ek is die Here se dienares, en gewillig om te aanvaar wat hy ook al wil hê. Mag alles wat jy gesê het, waar word. 'n Reaksie van dat sy haarself oopstel vir God se roeping op haar lewe en deur haar lewe. En ek glo vandag dat die grootste roeping wat 'n vrou maak kan hê is om ma te wees, om te besef die Here vertrou hierdie kinders aan my toe vir 'n tyd wat ek hulle kan groot maak soos die Here graag wil hê. Daarom vandag wil ons dankie sê vir ma's. Dankie vir ma's wat hulle tyd gee, hulle energie gee en besef die erns en die grootheid van hierdie roeping. Om soos Maria te kan sê, Here, ek is gewillig. Ek is gereed ook om hierdie roeping op te neem in my lewe. Die ding van hierdie roeping is dat dit is nie iets wat 'n ewigheids tyd is, dis 'n onbepaalde tyd. Dit is eintlik 'n tydelike geleende tyd wat aan jou toe vertrou word om hierdie roeping uit te kan leef. En Maria het dit ook besef. Om te besef dat dalk in die samelewing kan die boodskap wees as maar hierdie is my kind, dis my besitting. Maar Maria besef dat hierdie is iets tydelik wat aan haar toe vertrou is. Hierdie grootheid van Jesus Christus wat sy mee toe vertrou is om hom groot te maak, maar ook met die besef van wat gaan voorlê. Moes ongelooflik op haar gedruk het ook. Ek dink juist daarso in Lukas 2 waar sy vir Jesus bring na die tempel toe om ook geseën te word, toegewy te word en die profeet Simeon 'n boodskap gee en ek gaan nie hele stuk lees nie, maar net die laaste deel van sy woorde wat hy kom sê het, so sal die diepste gedagtes van baie harte bekend word, maar wat jou betref Maria, daar sal 'n swaard deur jou siel gaan. Ja, dit is groot woorde om te besef dat daar gaan iets gebeur op sy pad wat op Jesus se pad wat ons vandag weet wat dit is. Dat hy deur lyding gaan, dat daar smarte gaan wees en sy as ma ook gaan beleef die hartseer, die seer van haar eie seun wat in 'n kruis gaan hang eendag, gaan sterf vir die sonde van hierdie wêreld. En dis wat Maria so besonder maak vir my ook is, nie net die feit dat sy geboorte gegee het aan Jesus nie, maar dat sy hierdie pad ook van lyding spreekwoordelijk saamgestap het. Sy het hom groot gemaak, sy was daar ook met bediening waar Jesus betrokke was op die aarde, maar sy was daar ook by die kruis. Een van die vrou wat daar gewas het, sy moes gesien het met eie oë hoe haar seun ly en sterf. Getrou was sy saam met Jesus gewees, hom ondersteun van sy geboorte af tot sy dood toe. En dan ook lees ons verder in Handelinge dat hierdie selfde Maria het nie die pad van die geloof gestop toe Jesus opvaar hemel toe nie. Maar sy was deel van die vroeë kerk gewees. Sy was deel van die vroeë lidmate van die Handelinge kerk. Verder stap sy die pad ook saam. As Jesus nie net as haar eie kind nie, maar ook as die seun van God, as ook die Here en die koning van haar lewe. Wat ons vandag kan leer van 'n vrou wat getrou die pad gestap het, in alle tye en alle omstandighede, en kan besef ook die rol van 'n moeder vandag. Ma's wat hierdie pad stap ook, so ver as wat die Here lei. Mag jy as vrou ook besef, die heilige rentmeesterskap wat jy nou toevertrou is, met jou kinders, en hulle koester, die pad saam met hulle stap, en weet ook dat die Here raak sien, wat jy doen. Baie keer hoor jy dalk nie 'n dankie nie, miskien voel dit baie keer oorweldigend,
die rol van ma wees, tussen 'n voltydse werk en al die eise van die lewe. Maar vandag weet God sien jou raak. Jy is geliefd, jy is kosbaar. Dis baie inspirerend, al die voorbeelde in die Bybel van soveel moeders en selfs oumas. En daar's baie voorbeelde en ek wil regtig nooi om ergens dalk ook te gaan sit en gaan dink, dalk voorbeelde wat ons nie vanoggend genoem het nie. Maar daar's 'n laaste voorbeeld van 'n ma en dan ook 'n ouma. 'n Ma met die naam van Eunice en ouma Louise. Kan ek net sien hoeveel oumas is dalk vandag hier, net by wyse van 'n hand opsteek. Dis 'n hele paar oumas. En as jy moet dink aan jou ma of jou ouma, is daar sekere karaktereienskappe wat jy geërf het by jou ma of jou ouma. Dalk lyk jy soos hulle, dalk is daar iets wat jy sê waar jy klink soos jou ma of soos jou ouma. Dalk het jy al daai woorde vir jou kinders gesê en dalk vanoggend gesê, trek jou baadjie aan, dis koud. Of dalk as jy verby 'n spieël stap en jy kyk in die spieël, dan merk jy eintlik jou ma of jou ouma op. En ek dink die baie skrikwekkende dinge is soms as wanneer ons praat, dat ons agterkom ek klink nou soos my ma of my ouma of dalk my pa selfs. En in hierdie gedeelte wat ek nou gaan verwys, sien ons 'n jong man met die naam van Timoteus wat iets geërf het van sy ma en sy ouma. En dit was nie haar oë gewees of haar neus of iets wat sy gesê het nie. Maar Paulus kyk na 'n jonger Timoteus en hy sê vir hom, daar's iets van jou ouma en van jou ma wat ek oplet in jou. En hy sê dis hulle geloof. En dan lees ons daar in 2 Timoteus 1 vers 5 saam. Hy sê, ek dink ook aan jou opregte geloof, dieselfde geloof wat al in jou ouma Louise en in jou ma Eunice was. En wat daarvan is ek oortuig, ook in jou is. Hy sê, ek sien iets van die geloof, wat die familie, wat jou ma en jou ouma in jou ingebou het. In 2 Timoteus 3 vers 15, dan sê Paulus ook vir Timoteus, hy sê, van kleins af al ken jy die skrif. En dit is so 'n mooi beeld van 'n ma en 'n ouma wat gesê het, dis nie net sê dinge wat ek gaan belê in my kinders nie, of hulle gaan nie net lyk soos ek nie, of ek gaan nie net leer om sekere dinge te doen wat alledaags is nie, dis ook goed, maar daar's iets kosbaar wat ek in my kind gaan inbou, en dis geloof. Ek dink dis ou nuus, en ons almal weet dit, dat ons kinders leer deur dit wat hulle ook hoor by ons. Hulle luister, maar nog meer, hulle absorbeer ons lewe. Weet dit wat hulle sien by ons. En daarom wil ek jou so tweeledig uitnooi vanoggend om aan die een kant te dink, maar wie is daar? Is daar 'n dame, is daar 'n ouma of 'n ma of iemand wat 'n tannie is of 'n mentor vir jou is? 'n Dame ergens in Suid-Afrika of in die wêreld bietjie wyeer wat 'n impak gemaak het op jou lewe, jou geloof veral. En vandag is ook 'n dag waar ons aan daai persoon net 'n nota kan stuur. Jy dalk 'n e-pos kan stuur, dalk 'n oproep kan maak, vir WhatsApp kan stuur, of dalk is dit iemand hier in Sekunda wat jy kan gaan sien vandag en kan dankie sê en kan eer ook vir die rol wat hulle in jou lewe gespeel het. Maar aan die ander kant ook om te besef, as ouma en as ma, die groot rol wat jy ook speel in jou kinders, maar nie net in jou kinders, die kinders ook, elke kind met wie jy te doen het. Weet, as daar familie kom kuier, as daar vriende kom kuier. Ek dink, daar's iets wat ons moeilik besef, en hy is ook tweeledig, dat as jy dink aan jou kinders, ons het minder tyd saam met ons kinders as wat ons besef, terwyl hulle in die huis is. Toe ons dogter gebore is, ek onthou my kollega kom na my toe en hy sê vir my, onthou Ewald, Emke is net 18 jaar saam met julle in die huis. En ek het nog gedink, dis so lank, maar dis net so verby. En dis heel wat van ons wie se kinders al uit die huis uit is. Ons het minder tyd met ons kinders in die huis as wat ons besef. Gaan maak 'n bietjie die som. As jou kind laerskool is, hoeveel naweke hulle saam met jou nog het in die huis?
tot en met die ouderdom 18. Dis skrikwekkend. Teen die tyd wat hulle hoërskool toe gaan. Maar dan is die teendeel ook waar. Ons het minder tyd as wat ons besef, maar ons het meer invloed as wat ons dink. Navorsing op navorsing sê dat die mense wat die grootste invloed het op kinders is ouers, oumas en oupas en dan kring dit uit. En daarom kom ons gebruik ook die invloed wat ons het vandag. Kom ons eer die mense wat ook 'n impak gemaak het, maar ons gebruik ook die invloed. Mag ons leer vandag by die mense in die skrif, die oumas, die tannies, die mentors en ook vandag die moeders. Ek wil afsluit met 'n skrifgedeelte en ons ken God as Vader. En alhoewel hy Vader is, dan maak die Bybel ons op verskillende maniere bewus van moederlike karaktereienskappe as hy praat oor God. En daarom sê hy ook vir ons, maar wees bewus dat God ook hierdie rol in jou lewe speel. Hy's Vader, maar hier's 2 voorbeelde. Jesaja 66 vers 13 sê, soos 'n moeder haar kind veilig laat voel, sê hy, so laat ek jou veilig voel. Daar's 'n voorbeeld en 'n storie wat ek al elke paar keer hier vertel het, maar ek wil dit net weer herhaal vanoggend. Van 'n mamma wat deur 'n baie moeilike tyd gegaan het en sy het iemand gaan sien vir berading. En hierdie dokter het vir haar 'n vraag gevra. Sy's 'n ma van 5 kinders. En hy sê vir haar, ek wil hê jy moet dink aan jou kinders. Watter van daai kinders het jy die liefste? En die ma het so gekyk en gedink, hierdie is nie 'n regverdige vraag nie. En sy het vir die dokter gesê, ek het al my kinders ewe lief. En toe stel hy weer 'n tweede keer en 'n derde keer hierdie vraag. Hy sê, van al jou kinders, wie het jy die liefste? En toe sê die mamma, ek het al my kinders ewe lief. Maar ek besef vandag, as een van hulle deur 'n moeilike tyd gaan, en dalk beleef jy dit ook as ma of as ouer, as een van hulle deur 'n moeilike tyd gaan, dan is dit as my hart en my aandag op 'n baie spesiale manier by daai kind is. En ek wil jou vanoggend uitnooi om ook dit te besef, dat God het ons almal ewe lief. Maar hy sien vandag raak, as jy deur 'n moeilike tyd gaan, of as jy 'n uitdaging beleef, of as hierdie vir jou 'n dag is wat dalk nie so 'n maklike dag is nie. Hy's die een wat die 99 skape verlaat en daai een gaan opsoek en die een nader trek. Jesus self in Matteus 23:37 gebruik ook hierdie voorbeeld en hy sê, hoeveel maal, hy praat met Israel, hy sê, hoeveel maal wou ek jou kinders bymekaar maak, soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke bymekaar maak, maar jy wou my dit nie toelaat nie. Weer daai beeld van God wat hierdie moederlike rol ook in ons lewens speel, daai karaktereienskap. Ons gaan vanoggend ook teen die einde vir al die dames ook vanoggend bid en 'n seëngebed oor julle bid. En ek wil vra, kan al die dames asseblief vanoggend, as dit vir jou moontlik is, staan, van oud tot jong, net staan, en ons wil graag ook as mans gaan vra dat ons hande gaan uitsteek en ook ons gaan vir al die dames bid vandag. Op hierdie Moedersdag wil ons vir elkeen vanoggend, vir elkeen hier sê baie, baie dankie. Dankie vir die liefde wat julle gee. Dankie vir julle opoffering. En baie keer is dit opoffering wat niemand van weet nie, of min van weet. Maar jy is bereid om 'n opoffering te maak. Dankie vir jou gebede. En ek weet, hier's mamas, tannies, mentors, oumas, wat soveel kinders en kleinkinders bid, daar in die stilte. Daai versigtinge, dankie daarvoor. Dankie vir die manier waarop julle huise, julle families, julle vriendskappe en ook hierdie gemeente dien. Mag jy vandag werklik beleef, jy word gesien, jy word gewaardeer, jy word vereer ook vanoggend. Kom ons steek ons hande uit en ons bid ook vir elkeen hier verteenwoordig.
Here, ons wil vanoggend bid vir elke vrou wat vandag hier staan. Ons wil vir U dankie sê vir moeders, vir oumas, vir dogters, vir susters, vir vriendinne, vir geestelike moeders. Dankie vir elke vrou, Here, wat met liefde, geloof en met moed ander mense se lewens aanraak. Here, U sien vandag en U ken elke storie. U sien vandag die vreugdes wat gevier word. Here, maar U weet ook van die stil seer wat party vandag mag dra. Vir sommige van ons is Moedersdag 'n dag vol dankbaarheid, maar Here, vandag is daar ook van ons wat sê dis 'n dag van verlange, van verlies en ook van teleurstelling. Dankie, Here, dat U vandag naby is aan elke hart. Ons bid vandag hier vir elke vrou, vir elkeen wat vandag versterking nodig het, wat dalk ergens moeg geword het. Dankie, Here, dat U kom versterk. Here, dankie dat U vrede gee, daar waar bekommernis is, waar daar dalk seerkry is, dat U genesing bring, Here. Dat U nuwe hoop gee, ook waar daar moedeloosheid mag wees. Mag elke vrou vandag ervaar, sy is waardevol, sy word raak gesien, en sy is geliefd. Dankie, Here, dat U elkeen seën. Mag elkeen U teenwoordigheid, U vreugde en U guns vandag beleef. Gebruik hulle, Here, om kragtig nog meer lig te wees, hoop te wees en liefde te bring waar hulle sal gaan. U is die een wat die 99 verlaat en die een opsoek. En dankie dat ons vandag bewus kan wees van U liefde wat geen perke ken nie. U oorlaai ons elkeen vandag met U liefde. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.